Hartlike goeiemôre van my kant af, weer eens 'n voorreg om so saam te wees en mag die Here ook vir ons ryklik saam seën. Nou iets wat ook nogal onder robbe kan gebeur is dat hulle ook siek kan word, net soos wat 'n mens siek kan word, en dit is nou juis maar tyd waar baie mense dan ook deur griep en deur verkoues ook geraak word. Net so kom hierdie robbe en hulle raak ook siek, sommige van hulle wat dan infeksie kry omdat hulle vatbaar is ook vir virusse. En dit kan ook tot hulle dood lei. Iets wat nogal in die laaste tyd onder die Kaapse pelsrob in Suid-Afrika voorgekom het, was hondsdolheid onder hierdie robbe en 'n bekommernis dat hierdie dalk kan versprei onder hulle. Ander siektes soos byvoorbeeld dat hulle ook vergiftiging kan opdoen en dat hierdie vergiftiging ook tot hulle dood kan lei. Die tekens wat 'n mens dan kan sien, as hulle dan siek begin raak, hulle begin hoes of nies, vinnige asemhaling, wonde en dan ook geswelle areas. En wanneer 'n mens dit opmerk, moet 'n mens dit ook dan rapporteer. Net so in ons geestelike lewe, sê die woord van die Here dat ons ook geestelik siek is. Wanneer ons ongered is, en Here Jesus praat toe met sy disippels, en hy kom wys dit ook vir hulle, en hy sê vir hulle baie duidelik, maar toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, die wat gesond is, het nie die geneesheer nodig nie, maar die wat ongesteld is. Net so kom die Here en hy kom sê eintlik maar vir ons hierso, dit gaan oor die geestelike toestand van die mens se hart. As hierdie mens se hart dan ongesteld is, dan het hy nodig dat daar 'n geneesheer kom wat vir hom ook dan genesing bied. Net so sien ons in die woord van die Here, as hy dan ook vir ons dit kom wys in Psalm 147 vers 3. Hy genees die wat gebroke is van hart. Praat van 'n hartstoestand en hy verbind hulle wonde. Praat van 'n toestand van die hart wat gebroke is. En weet ons ook dat sonde 'n mens se hart dan ook breek. Dat baie mense se harte gebroke is as gevolg van 'n sonde toestand en dat daar genesing nodig is om dan ook daardie hart heel te maak. Psalm 51 vers 19, as Dawid dan ook daar in daardie toestand was van 'n onrein hart, kom hy en hy sê in vers 19, die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en verslae hart sal U, o God, nie verag nie. Daarom dat hierdie hart moet genees word, hierdie verslae hart, daardie hart wat nie in die regte verhouding tot God is nie. En bid hy ook dan en vra dat die Here hierdie gebroke gees van hom ook sal kom heel maak, want dit is die offer wat hy dan ook aan God bied. In 'n hoogmoedige kan God nie werk nie, maar in daardie ene wie se harte gebroke is, in daardie hart kan God werk. Hy sê ook in Markus 12 vers 17, en toe Jesus dit hoor, sê vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is, ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. En hier lê die diep geheim in, dat mens by daardie plek moet kom waar jy besef dat jy 'n sondaar is, dat hierdie hart van my, dat hy 'n siekte het, en hierdie siekte is sonde, waar die Here dit moet ook kom genees, en hy kan dit alleenlik kom genees, as jy gewas is in die bloed van die Here Jesus Christus. Daarom moet die Here daardie hart kom skoonmaak, moet hy daardie hart kom regverdig, want daardie sondaar is onregverdig voor God, maar hy moet geregverdig word, en dit kan alleenlik gedoen word deur die bloed van die Here Jesus Christus. Daarom, liewe toehoorder, hoe lyk u hart vanoggend voor die Here? Is u hart gebroke? Is daardie hart 'n verslae hart? Is daardie hart 'n hart wat daar siekte in is, en daardie hart moet genees word? Sal jy na die Here toe vlug en vir die Here vra, Here, kom genees my hart, kom maak dit heel, en kom woon deur u Gees in my hart. Kom was my sondes ook weg, sodat ek u kind kan wees. Mag die Here genade skenk, kom ons bid saam. Dankie Here dat u 'n hart wat siek is, kan kom genees, en dat u lewe daarin kan kom werk. Here, daarom vir daardie sondaars wat erken dat hulle verlore is, Here, dat u ook bekeringsgenade aan hulle sal skenk.